High five julle, dis lekker om weer met julle te kan gesels. Ons mis julle verskriklik baie. Vandag wil ek gou met julle 'n bietjie gesels oor, is ons bang vir enige iets? Nee, niks nie. Hoekom sê ek so? In Psalm 91 vers 4 staan daar geskrywe: Die Here bedek ons met sy vere en met sy vlerke val hy ons toe. Verder in daai Psalm skryf Dawid dat daar geen plaag naby sy tent sal kom nie, en dat hy ook nie sy toon teen 'n klip sal stamp nie, want die engele dra hom in sy hande. Wow, dit is wonderlik om dit te weet. So, as jy 'n bietjie kyk na hierdie prentjie, sal jy sien dat hier onder hierdie een se vlerk al haar kleintjies, toe. So, as ons so 'n bietjie kyk, as ek bietjie water vat en ek gooi dit op hierdie eentjie, sal jy sien, die water loop sommer net af. En haar kleintjies word ook nie nat nie. So wat beteken dit? In hierdie tyd waarin ons onsself nou bevind onder lockdown en mense praat van siektes en mense raak siek en daar gaan van die mense dood, beteken dit dat ons onder God se vlerk is en dat daar geen van hierdie siekte op ons sal kom nie. So, hoef ons bang te wees vir dit? Nee, glad nie. Is ons bang? Nee, ons is nie. Want ons hele familie, ons huis, alles is onder die covering van God se vlerk. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Dit is fantasties, nee. Wow. Nou verder in die Bybel, in Efesiërs 6 vers 10 tot 18, praat die Bybel van die wapenrusting van God. Nou die wapenrusting bestaan uit die helm van verlossing, die swaard van die Gees, die gordel van die waarheid, die harnas van geregtigheid, die skild van die geloof en die skoene van die evangelie van vrede. Nou vandag wil ek graag hê, ons moet so 'n bietjie hierdie goed gaan aantrek in die geloof. So kom ons maak dit ons oë toe en dan doen ons dit in die geloof. So eerstens vat ons die helm van die verlossing en ons sit hom aan. En die kenbandjie maak ons vas. Ja, en hy pas perfek vir elkeen van ons. En weet jy, elkeen van ons het ons eie een gekry. Tweede ding wat ons aantrek is die harnas van geregtigheid. So ons sit hom oor ons bors, ons pas hom aan en aan die kant is daar 'n bandjie en ons klik hom vas. En hy pas perfek vir elkeen van ons. Die volgende ding wat ons aansit is die gordel van die waarheid. En die gordel van die waarheid, soos julle gesien het op die prentjie, effens langer, want hy moet ons bobene beskerm. So ons sit hom aan en ons maak hom vas aan die kant met sy bandjie. Nou wil ek hê julle moet julle self indink, julle gaan sit op die kant van julle bedjies en die twee skoene staan voor die bed. En die skoene van daai tyd het tamelik hoog opgekom en hy was effens van staal gemaak aan die voor en die bokant op jou voete te beskerm en die onderkant was leer. En ek wil hê julle moet voel, julle steek julle voetjies binne in die skoene vas en aan die kant is goedjies om dit vas te maak en ons maak die skoene vas aan die een kant en aan die ander kant en die skoene pas perfek vir julle. Want die skoene is net vir julle gemaak. Reg nou gaan ons die skild van geloof optel en die swaard van die Gees optel. En as julle dit opgetel het, dan gaan julle opstaan en julle voel soos warriors van God. En nou, met die swaard kan julle enige iets wat naby jou kom afkap. En met die skild van die geloof kan jy enige pyle wat van die vyand afkom afweer. Wow, is dit nie wonderlik nie? Reg. Nou kan julle julle oë oopmaak. Voel julle ook soos warriors? Want ek doen fantasties nie. Wow, dis so awesome. En nou vra julle vir my, hoe doen 'n mens dit in jou alledaagse lewe? Dit is regtig nie baie moeilik nie. As jy in die oggend opstaan en jy gaan jou gesig was en jou tande borsel, as jy jou hare kam, is dit die helm van verlossing wat jy opsit. Ja, regtig, dit is so maklik. As jy jou hemp aantrek of jy trek jou blousie aan, dan is dit die harnas van geregtigheid. Ja, en as jy jou broek aantrek of jou rokkie aantrek, dan is dit die gordel van die waarheid wat jy aansit. En jou skoene of jou plakkies wat jy aansit, is die skoene van die evangelie van vrede. Ja, maar nou vra julle vir my, wat van die skild van geloof en die swaard van die Gees? Wel, op hierdie stadium waar ons onsself in lockdown bevind, het die skole vir julle reeds huiswerk uitgestuur, wat julle moet doen, of julle gaan hierdie dag inkleer, of julle gaan skryf of iets doen. As jy jou boek optel, dink so daaraan, dit is die skild van die geloof. En as jy jou pen optel, is dit die swaard van die Gees. So daar is hy,
Julle is elke dag warriors van God in jou eie klere en in iets wat jy elke dag in jou hand het. Fantasties, nee. Want ek is so bly ek kon julle help. Die laaste challenge waarmee ek julle wil los hierdie week is gaan soek op YouTube vir die kunstenaar Joe Niemand. Hy het 'n liedjie geskryf. Ek sal nie bang wees nie. Gaan kry vir mamma en pappa en dan trek julle saam met hulle die wapenrusting van God aan. Dankie julle. Dankie dat julle geluister het. Tot 'n volgende keer. Groete.